Goeiemôre, dit is donderdagoggend 6 Maart 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek herinner julle dan aan die bosberaad van vanaand om 7 uur, waar ons 'n bietjie gaan gesels rondom hoogverraad. Ons gaan kyk hoe magsmisbruik, lesse te leer en so meer 'n rol kan speel, veral in Suid-Afrika, op 'n kwessie van hoogverraad, met verwysing na die klagtes wat gelê is teen die 4 lede van AfriForum in Solidariteit, wat Amerika besoek het, om dan met die Withuis oor sekere aspekte wat in Suid-Afrika plaasvind te praat. Vanaand om 7 uur gaan ons 'n bietjie uitmekaar uittrek en mooi kyk na wat is die definisie van verraad, maar hoe dit verdraai kan word om 'n sekere scenario te pas. En ons gaan lekker saamgesels, interaktief weer met my lede. Ons is terug by die 7 uur uitsending. Sorg dat julle ingeskakel is. Dit is oop vir almal om na te kyk en te luister, maar net my lede kan saamgesels, interaktief dan. Nou, as 'n mens daarna kyk, en jy gaan kyk na wat huidiglik in Suid-Afrika aan die gang is. Ons kyk na 'n justisie in Suid-Afrika, wat lankal as 'n wapen gebruik word, wat 'n wapen geraak het, om te kan diskrimineer binne die grense van die sogenaamde toepassing van die wet. Want dis hoe die persoon wat die wet moet interpreteer, of die wet moet toepas, 'n interpretasie daarvan waar die eintlike werklike probleem dan lê. 'n Wapen, die justisie, wat gebruik maak of diskrimineer in terme van velkleur, jou taal, wie en wat jy ken, en vele meer wat daaraan gekoppel kan word. In die afgelope jaar is meer as 5000 aanklagte teen die polisie gelê. 5000. En dit is volgens die onafhanklike ondersoek groep van die polisie, of dan OPOT. Nou ja, ons sien daar aanklagte van onregmatige arrestasies, aanrandings tydens en met arrestasies, aanranding terwyl in aanhouding, 460 sterftes as gevolg van polisieoptrede, 270 klagtes van marteling, baie verkrachtingssake wat gemaak word teen die polisie, en dit deur die mense wat daar gestel is om eintlik die mense van die land te beskerm en te beveilig. En ons vind 'n definitiewe diskriminerende aksie, waar mense op amper geen aanklagte gearresteer en in die tronk gegooi word, waar hulle lank wag om dan hulle paroolaansoeke te kan bring, terwyl ander wat onmiddellik vrygelaat word. Daar's 'n definitiewe diskriminasie wat daar plaasvind. Ons sien dikwels video's en toenemend video's van die drag en gedrag van die polisie teenoor gewone burgerlikes van die land. Dis asof onkunde en hierdie magsposisie saam hierdie polisieman laat dink dat hy is onaantastbaar. En ek wil dit net herhaal, dit is uit die aard van die saak nie alle polisiemanne nie, maar dis 'n baie groot persentasie daarvan.
Ons sien dat omkopery 'n groot rol speel. En as jy nie daartoe bereid is nie, jy die vrugte daarvan sal pluk. Negatiewe vrugte, pynlike vrugte, 'n totale misbruik van mag, bloot omdat die persoon deur middel van sy uniform in daardie posisie van mag geplaas is. Hy is nie noodwendige kundige polisieman nie. Hy het nie deur die verskillende opleidingsfasette gegaan nie. Hy het nie sekere eksamens moes aflê wat hy moes slaag oor hoe om op te tree nie. So hy dink hoe meer onbeskof hy is, hoe meer beoefen hy sy uitvoerende regte en magte. Onkunde is 'n gevaarlike ding wanneer dit kom by polisieering. 'n Partydige justisie en 'n magsbehepte polisie is 'n resep waar enige anti-establishment persoon homself aan die verkeerde kant van die gereg kan bevind. As jou optrede verkeerd is, of as daar besluit word op grond van jou velkleur, jou taal, jou houding, jou manier van hoe jy praat, besluit jy moet 'n les geleer word, dan sal jy toegesluit word en sal jy die vrugte daarvan pluk. En in vanaand se bosberaad wil ons juis 'n bietjie hierna kyk, 'n bietjie uitmekaar uittrek. En almal wat sê dat hierdie hoogverraad klag teen AfriForum en Solidariteit is belaglik, dis ligsinnig, wil ek maar net sê, met 'n justisie wat as wapen gebruik word om mense 'n les te leer, om hulle daar in die hoek te hou, en met magsbehepte polisielede, is enigiets moontlik ten opsigte van daardie 4 aanklagte wat deur die MK-party gelê is. Ons luister op sosiale media, ons hoor die sinnelose redenasies wat opgaan, die sinnelose motiverings, maar onthou net, hoeveel sinnelose wette en regeringsoptredes het julle oor die afgelope klompie jare gesien? Hoeveel keer het ons al gesien dat 'n beleid wat die regering maak absoluut geen sin uitmaak nie? Kyk maar tydens die COVID-situasie, waar jy sekere goed nie mag gekoop het nie. Dit het nie sin gemaak nie, maar hulle dit afgedwing, omdat hulle kan. En omdat hulle natuurlik versoek was om dit te doen. So enigiets is moontlik, wanneer hierdie klagtes na die nasionale vervolgingsgesag gebring word, en as iemand daar met 'n klein bietjie grondige rede vorendag kan kom, en daar word besluit agter die skerms dat hierdie mense wat durf waag het om op te staan teen die ANC moet 'n les geleer word, dan sal daar waarskynlik 'n les geleer word. Wil vat, dan gaan hulle jou grond vat. Of jy dit nou wil weet of nie. So kom ons trek dit vanaand 'n bietjie uitmekaar uit tydens ons bosberaad om 7:00. Sorg dat jy ingeskakel is en dan gesels ons lekker rondom hierdie punt. En dan kyk ons na wat is die kanse, die moontlikheid van magsvergrype wanneer dit kom by die hoogverraadklag van Solidariteit en AfriForum. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is natuurlik môreoggend oude gewoonte weer terug by julle. Lekker dag.